Baie welkom by Melk in jou teetyd. En baie van ons het ons hart vir die Here gegee toe ons klein was en toe die lewe baie interessante draaie met ons gaan loop. En ja, iemand wat ek onlangs geleer ken het, sy praat altyd van brandskade. As jy jou hart vir die Here gegee het jy brandskade, want dan gaan jy ten minste nie hel toe nie. Maar partykeer is dit alwaar dit bly. Jy het net brandskade. En van ons wat die Here aangeneem het toe ons baie klein was, hardloop bietjie weg van dit wat die Here vir ons instoor het, want ons het so seer gekry. Maar vandag het ons 'n interessante persoon met wie ons gaan gesels en ek is mal oor sy storie van hoe die lewe met hom ook interessante draai geloop het, maar hy kan nie eintlik weghardloop van dit wat die Here vir ons instoor het nie. Nee, jy kan probeer, maar mens gaan dit nie reg kry nie. So dit is my so lekker om vandag ons gas aan julle voor te stel, Charles van Onselen. Julle sal hom ken as die man agter die radio, die stem agter die radio, en dit is vandag lekker om hom hier in ons ateljee te hê, om hom in persoon te ontmoet en te leer ken en aan julle bekend te stel en sy verhaal van, soos Janine gesê, die draai wat 'n mens stap in die lewe. Mens sou nou dink as mens nou mense op kamera sien of op die radio hoor en hulle praat van die Here en hulle dra die woord van die Here uit en hulle is gevul met die Gees van God en soos Charles wat 'n passie het vir die Here, dan dink 'n mens amper daai persoon moes maar altyd so gewees het. Maar Charles, jy het 'n draai geloop, soos Janine gesê het, en jy was nie altyd waar jy vandag is nie. So ons is nou vandag hier om te hoor jou verhaal van, soos wat Janine gesê het, mens probeer weghardloop van die roeping op 'n mens se lewe, maar mens kan nie. Mariska, baie dankie vir die geleentheid en ook aan die kykers baie welkom net van my kant af, so lekker om saam te kan kuier. Okay, jy het gesê jy het groot geword in 'n polisiehuis, nee? Ja. Maar jy het jou hart vir die Here gegee en toe gebeur daar 'n paar dingetjies. Ja, ek het die voorreg gehad om in 'n polisiehuis groot te word waar my ouers die Here geken het. En dit is nou in Jansenwil gewees, naby Graaf-Reinet in die Karoo, op die ouderdom van 8 jaar oud, onthou ek, want jy praat net nou van ons wat klein is, ons harte vir die Here gee, onthou ek op die ouderdom van 8 jaar, het ek vir die Here in my hart ingenooi, tipiese sondagskooldiens, en ek onthou dit was 'n radikale ervaring vir my, soveel so dat ek begin rondloop het, ongewoon as wat dit klink as 'n 8-jarige met die Bybel onder my arm en vir my familie en maats gepreek, en natuurlik was ek nie baie gewild nie, maar soveel so dat dit het gelei latere jare het ons getrek het uit die Karoo uit Pretoria toe, dat ek saam met 'n boesemvriend van my, wat ek nou nog probeer opspoor na jare, en hopelik dalk kyk ek weet nie, maar Hannes Tron, wat ek mee gekuier het, en Gertron, kan ek nou glo, sy eerste naam vergeet, Gertron gekuier het vir jare lank, en ons die Here gedien het, ons het saam gebid, ons het traktaatjies versprei op die ouderdom van 10-11 onder die plaaslike werkers daar, dis nou in Silverton, Pretoria, en van daar af so skool mag gaan, tot ek begin bietjie wegbeweeg van die Here. Hy het nooit my hand gelos nie, hy is 'n goeie vader, hy los nooit ons hand nie, maar ek het sy hand het ek gelos natuurlik. En dit het natuurlik dan nou gelei tot 'n redelike reeks gebeurtenisse daarna in hoërskool en ek ook na dit. Maar jy het ook gedobbel, as ek die woord so kan, dis eintlik nie die regte woord nie, maar selfmoord was ook op die radar gewees. Ja, ek dink dit het eintlik begin in die tyd wat ek nie 'n baie nou pad met die Here gestap het nie. Ek het geweet eintlik van jongs af uit my geroep, van wat ek nou gesê het, maar ja, na skool of tydens skool alreeds het ek eintlik nogal begin ly aan 'n mate van depressie, negativiteit. Ek het 'n verskriklike lae selfbeeld gehad, kon nie voor mense praat nie. Ek was verskriklik skaam geweest en verwerp gevoel en al daai dinge. En die gevolg is, ek het myself probeer bewys deur goed so sport en deur sterk man goed te doen en opgeëindig in rugby eerste span gespeel wat 'n groot voorreg was, maar daardeur my identiteit probeer bou en na skool ook maar polisie toe, want dit was maar soos die familiebesigheid, jy weet, amper soos die maffia, almal is in die polisie, terug tot 1896, honderde jare al terug. En so toe is ek ook maar so intoe, en dis juist toe nou waar die goed gebeur, en as 'n jong polisieman van 18, 19, 20, het ek met baie moorde, selfmoorde en so meer gewerk, en baie toe nou begin drink,
Dis in Johannesburg sentraal gewees. En dis maar wat die polisiemanne gedoen het daai tyd, jy weet, ons het nie terapie sessies gehad nie, so ons het maar by die kroeg het ons mekaar na 'n paar kappe het ons mekaar probeer beraad en moed inpraat en dan vergeet jy maar van al die slegte goed wat jy sien. So dit was maar 'n hele proses van onderdrukking gewees van al die goed en nooit regtig gedeel daarmee nie. En dit het my eintlik net op 'n stadium na 'n plek toe gelei waar ek onthou, ek dink op die ouderdom van 22 daar rond, net gesê, maar wat is die doel van die lewe? En ek het in daai tyd ek die Here geken, maar ek het hom nie gedien nie. Ek het nie 'n pad saam met hom gestap nie. Jy weet, daar's 'n groot verskil om Jesus te ken as ons verlosser, maar Jesus Christus, die gesalfde een, en hy is ons Here, as die een voor wie ons die knie en die hart buig. So ek het my eie ding gedoen, ek het aangegaan en ek onthou die hele ding van doelgerigtheid in my kop was 'n probleem. Waarvoor leef ek? Waarvoor bestaan ek? En by 2 geleenthede gevoel, die een geleentheid met 'n pistool in my hand gestaan, my dienspistool, en gedink, okay, wel, dis nou nie baie ver van hier af heen toe nie. Ek wonder of ek dit sal doen. Nou genadiglik, nou ken ek die Here mos en die Heilige Gees binne my sê, hoorie nee, Charles, stop hierdie nonsens, en gelukkig toe nou gestop, jy weet, maar by 'n volgende geleentheid toe ook by 'n afdak gestaan, want baie van die selfmoorde waarmee ek gedeel het, was mense wat gespring het van geboue af, en ook op die 10de vloer gestaan nou van die polisie enkelkwartiere waar ek toe nou gebly het in Johannesburg, en net so oor die afgrond gekyk en daai gevoel gehad van, okay, maar jy weet, hoe sal dit voel? En miskien moet ek dit maar net doen, maar genadiglik weer het die Heilige Gees my net daar gearresteer en sê, hoorie, jy is my seun, stop hierdie nonsens. En toe moes ek my lewe op 'n manier probeer verander, en ek het probeer, maar ek kon dit nie self regkry natuurlik nie. Hoorie Charles, maar ek dink nou net, jy sê nou, jy weet wat jy wou selfmoord pleeg en jy weet in die polisie hoe mense so baie van daai gevalle self moes ondersoek en maar mense nou half dink dat as 'n mens dit nou gesien het eerstens hoe dit lyk, sal dit 'n mens half afsit of afskrik om dit dan nou self te doen, want jy sien die eindresultaat, maar die vyand se plan is so strategies dat ek dink hy verblind 'n mens dalk. Dis presies dit, maar ek meen dis wat die woord ook vir ons sê in 2 Korintiërs 4:4, nê, dat die vyand, die god van hierdie tyd, verblind die oë en die ore van mense en weerhou hulle daarvan om gehoorsaam aan die Here te wees. So dis presies wat ek beleef het, omdat ek nie die Here gedien het nie, het die vyand 'n field day met my gehad, as ek die Engels kan gebruik. Maar ek het dit ook toegelaat omdat ek nie gebuig het voor die Here se heerskappy nie, omdat ek my eie ding wou doen. En omdat ek weerbarstig en hardkoppig was, is my lewe. Jy weet daai liedjie van Dr. Alban, it's my life. En moenie bekommer nie, ek gaan nie sing hier vir julle nie. Maar dit was juist die probleem, is my lewe. Ek wil my lewe geniet en ek wil dit leef soos wat ek dit wil leef. En toe gebeurde dat my polisie speurder, vriend en mentor, ou baas Meyer, wie se naam ek altyd wil noem wanneer ek ook al kan, want ek wil erkenning gee en waardering vir hom. Kyk, hy was die stoutste van ons almal. Hy het die hardste gedrink. En hy het toe kanker opgetel en op sy sterfbed, toe sê hy my, Charlie, ons op die verkeerde pad. En ek het dit natuurlik geweet, want ek het die Here in my lewe. En ek sien nou nog vir oubaas op sy bed lê, en met sy afsterwe daarna, toe nou by die begrafnis natuurlik Amazing Grace gesing, en toe weet ek nie, hier's moeilikheid, en is goeie moeilikheid, hier gaan die Here my nou vat, en hy vra ek moet oorgee, en het nog steeds 2 jaar gevat, van ek wat self my eie ding probeer doen, en ek het al die pleisters gesoek wat ek kon soek, en probeer kry, in Christelike boekwinkels, kry die series, kry die boeke, en mens kan alles lees, en alles luister, en genadiglik het die Here deur sy Heilige Gees deur van die musiek tot my bedien, maar nog steeds het dit 'n ruk gevat, en 'n gebroke verhouding gekos, voordat ek werklik die knie gebuig en sê, Here vergewe my, ek is jammer, dat ek die lewe wat U vir my gegee het, dat ek het so opgemors het, vergewe my, help my, ek kan dit nie op my eie doen nie. En dit was die draaipunt, en dit was hier in 96 rond gewees, wat dit gebeur het. Ja, nou, maar dit is vir my, ek wonder hoekom is ons as mense altyd so hardkoppig om dit op ons eie manier te wil doen. Dit is so maklik soos om oor te gee, net te sê, Here, ek kan hierdie doen nie, ek kan hierdie nie self doen nie, I've messed up, ek het droog gemaak, vat my soos ek is. Maar ons wil altyd dit op 'n manier doen, jy weet, ek weet nie, ons wil dit altyd soos regverdig of op 'n manier doen, en dit werk nooit nie, ons vat altyd die lang pad, ek verstaan dit nie. En as ek net mag verder deel, wat ek toe nou agtergekom het ook, Mariska en Janine, is dat bekering is nie net 'n eensklapse gebeurtenis nie, is 'n konstante proses, want Jakobus 1 sê vir ons, ontvang die woord met sagmoedigheid, wat in staat is om jou siel te red.
Nou ek moes leer dat my siel is my wil, intellek en emosie, dis hierdie ding hierbo, nie brein, ekskuus, nie ding nie. En die Here het ons wonderlike breins gegee, so ek alle eer aan hom daarvoor, en hy het hierdie stem in die liggaam gegee en die gawes, en dis kom ek het in sy diens moet gebruik, maar ek leer nou nog, na daai eensklapse oorgawe, is dit 'n konstante oorgawe, konstant. En elke dag is dit 'n proses van oorgee aan die Here en toelaat dat hy sy wil het. En ek dink dit kom terug na wat jy sê, Mariska, spesifiek hoekom, want die ou sondige natuur is so sterk in almal van ons, dat die enigste manier wat Christus daarmee kon deel, was dit om aan die kruis vas te naal, vas te spyker, eens en vir altyd. Kolossense 2, daai klagstaat, wat ek nou in die polisie ook goed geken het, daai klagstaat met al die klagtes teen hom, al die sonde is vasgespyker. Nou moet ons elke dag nou maar net onsself bly herinner, want ongelukkig soos ons weet, as ons in die oggend opstaan, staan daai ou Adam saam met ons op, en ons moet hom net bly herinner, hey, jy's eintlik dood, Ja, bly kruisig jy elke bly, dag. jy is dood, bly dood, moenie bly Maar ek dink opstaan. ons vergeet dat die klagstaat is weg. Ja, En dit weet die Here dink nie weer daaraan nie. korrek. Maar ons gaan dink weer daaraan. En natuurlik die frikkies Lucifer, hy kom herinner ons die heeltyd ook daaraan. En dit is wat ons moet onthou. Maar ons moet eintlik, is so mooi om te dink, ek staan eintlik voor die Here vry en gesond en sonder sonde. Want hy dink nie weer daaraan nie. Ja, as jy nou weer droog maak, moet jy gaan bely en jammer sê en daai ding en dit nie weer doen nie. Maar as ons net daai kan onthou en altyd kan onthou dat ons is vry Korrek. en wie ons is. Want toe ek jou verhaal gelees het, toe dink ek aan daai ding van jou identiteit was eintlik in aanvaarding. Jy het jou identiteit gaan soek om aanvaar te word en jy het allerlei ander dinge nou gaan doen, rugby gejol, weet probeer cool wees of wat ook al. En eintlik is ons identiteit net om te weet wie ons is in Christus. Korrek. En ons mis dit soms. Ja, heeltemal reg. En om te weet, want die vraag wat almal van ons baie keer pla in ons kop, en veral vir mans, is ek genoeg? Ja. En om te weet dat deur Christus is ons genoeg, en kan ons onomwonde vir elke kyker en ook elke man sê, jy is genoeg, deur Christus is jy genoeg, en laat ons kan rus in daardie wete dat ons identiteit in hom is seker en vas, en maak nie saak hoe droog ons maak nie, ek maak baie droog nog steeds, maar sy genade is net elke dag, en hy's daar vir my, hy's daar vir elkeen van ons, en dat ons dan nie gemeet en geweeg word op ons goeie werke nie, want dis wat Efesiërs 2 sê, ons is gered nie deur ons eie goeie werke nie, maar suiwer en alleen deur hom. En dis die hartklop en passie, glo ek, van die Vader deur Jesus Christus, en wat hy toe nou deur sy genade my hartklop en passie ook gemaak het, is om net die woord uit te kry na ander gelowiges, en hulle net te bly bemoedig, en vir die wat dalk nie die Here ken nie, te lei na die Here toe, maar ook vir al gelowiges, want ons sukkel net so daarmee, is om konstant te bly groei in ons verhouding met die Here, om 'n betekenisvolle verhouding met Jesus Christus te bly ontwikkel, en te besef is 'n vreugde, daar's 'n heerlikheid in dit. Dis nie hierdie swaar, sombere ding nie. Ja, en wat vir my ook net uitstaan is dat, jy weet, ons raak nou aan jou lewensverhaal, maar daar's ander goed wat jy aangevang het en dinge waaroor ons aan nie vandag gesels nie, maar jy het 'n wye draai geloop in die wêreld, en wat vir my belangrik is om te noem, dink ek, is dat mense moet besef as niks wat 'n mens kan doen wat te groot is. Ja. Jy weet, mense dink partykeer, jy weet, dit wat ek gedoen het is onvergeeflik, of my sondes is so groot dat mens voel, ek weet nie hoekom doen ons dit nie, ons onttrek onsself van die Here in plaas van om net na hom toe te hardloop en jouself, jy weet, om vas te gryp en net nie te laat gaan, tot hy, wie het gesê, Lord, I will not let go until you bless me. Wie was dit in die Bybel wat dit gesê het? Jabes, dis hy. En laat 'n mens so na die Here toe hardloop en hom vasgryp en net sê, Here, ek gaan nie los tot U my kom vergewe, tot U my kom skoon was nie, maar ons dink ons sondes is so groot dat ons osself heeltemal onttrek. En as ek gou mag byvoeg, en daar sien ons dit so treffend uit die woorde ook net, maar is om te onderstreep wat jy sê, ek meen ons sien dit in die lewe van koning Saul en Dawid. En ons sien dieselfde teenoorgestelde effek ook in Judas en in Petrus.
Al 4 daai manne het aangejaag, droog gemaak, royally, as ek die Engels mag gebruik, en die verskille in elkeen se lewens was net so radikaal verskillend. Saul het weggeval, want hy het uiteindelik nie na die Here genader nie, maar Dawid het na die Here genader. Nadat hy so droog gemaak het met Batseba en haar man vermoor het. Judas wat ook die geleentheid gehad het om te kon terugdraai na die Here toe. Almal het 'n geleentheid, maar hy het nie, en Petrus het. En ek dink dit wat jy sê is so belangrik, en daarom sê Hebreërs 4 so treffend vir ons. Ons moet met vrymoedigheid gaan, want hy is ons pa. Hy's regtig lief vir ons. Hy verwerp ons nie, hy verstoot ons nooit nie. En dis so mooi daai belofte in Hebreërs 13, nê, dat hy sal ons nooit ooit begewe of verlaat nie. Ons tyd is 'n faktor in hierdie program, maar ek wil gou vir jou vra, jy vinnig vir ons verduidelik, net wat het die finale draai veroorsaak? Ek weet jy was nou ou baas was op sy sterfbed, maar wat jou regtig besef het, ek wil nie net 'n polisieman wees nie, ek wil iets anders wees. Ek moet iets anders wees. Ja, so dis in die middag gewees van daardie 2 jaar na dit toe nou wat ek in 'n verhouding beland het met 'n jong dame wat ek voor baie omgegee het en op die punt was om verloof te raak, en die verhouding het toe nie uitgewerk nie, en ek het haar eintlik verafgod, en ek het eintlik op daai stadium natuurlik gevoel ek wil my polse teen die grond afskuur, en die Here het my ma gebruik, wonderlike ma, baie diep gelowige voorreg dat ek het Petra van Onselen wat toe nou vir my bemoedig het deur die woord. En ek het daai skrifgie teen my muur gehad, Romeine 8:28, wat ons almal ken, alles werk ten goeie, en ek het elke dag daarteen vasgekyk, elke dag vir die Here gevra, okay, wanneer gaan dit gebeur, maar die kort en lank is op die einde van die dag, het ek besef, hy sê net, geef my oor, en vanuit dit, nadat ek oorgegee het aan sy heerskappy, en daar was 'n tweede proses ook aan dit verbonde, wat miskien 'n gesprek vir 'n ander dag is, as daar geleentheid sou wees, is toe nou waar, hy spesifiek vir my roeping begin herstel, en doelstelling begin herstel en sê, maar dis jou doel, dis kom ek hier op aarde gesit het. En toe het ek gaan teologie studeer, en in daai tyd ek in verkope opgeland, en op die einde van dag in kliëntediens bestuur, en dis kom my hare so min en grys, is almal by my gekla oor alles wat nie werk nie. Stelselmatig het die Here die deur na Radio Kansel oopgemaak, en ek was daar op 'n stadium vir 1 jaar of 2 begin aanbied, maar toe is ek weer terug na die korporatiewe omgewing, vir verskeie ander redes, maar toe die liewe Vader besluit, hy stuur my terug. So dit was 'n groeiproses gewees, in hierdie besef van, my lewe behoort nie aan my nie, en in hierdie hele proses, voordat hy my terugstuur het, nou die tweede en laaste keer wat ek nou terug is by Radio Kansel, was ek amper dood gewees, ook in 'n ander voorval, waar 'n voertuig my toe nou van voor raak ry, 'n bakkie, ek het gedraf die dag, en is 'n hele string wonderwerke en getuienis eintlik wat van daar af kom. Die Here het so gesorg dat hy op daai oomblik 'n sekere klomp prosesse in plek sit, dat daar's iemand wat reg langs my was, wat langs my gedraf het, wat ek glad nie verwag het sou wees nie. Die hele insident gesien, ek het my selfoon by my gehad, wat ek nooit het nie. Ek was 600 meter van die huis af, wanneer ek nou draf, ek het my selfoon saamgevat, die 600 meter van die huis af, kon die vir gesin laat weet, ek is net hier, en laat my opgetel, en in daai tyd, ribbes gebreek, my kop kon afgewees het, maar nietemin dankbaar vir die Here se voorsiening, en net na dit ook gediagnoseer, 'n prognose ontvang van wat hulle gedink het prostaatkanker was, en kyk, dan bid jy mos nou baie erg. So hierdie 2 insidente, en genadiglik die Here se goedheid is daar toe niks gevind op die einde van die dag nie, na die biopsie nie. Hulle het gedink daar is, en alle tekens was daar, en kyk, ons het baie gebid. Nou ek weet die Here het my aangeraak daar, dis net sy hand. So alle eer aan hom. Maar in daai tyd het die besef bly groei, Here, wat is u doel, u plan? So ek moes nee sê vir 'n klomp korporatiewe blink goedjies en goeie geld, en ja sê vir die wil van die Here. En dis nie dat daar waar die Here ons stuur, hy wil ons moet arm wees nie, maar die implikasies, ons weet van bediening en werk by nuwensgewende organisasies is bietjie anders as in die korporatiewe omgewing, maar is 'n voorreg om in die huis van die Here, of in sy wil te kan wees, en in die plan van die Here te wees, waar hy ook al stuur, en om in daai opsig in sy huis, in sy beskutting, sy beskerming te wees, en te weet, hy sorg daar, en hy is so getrou, elke liewe dag, sorg hy vir ons. Ons moet groet, maar ek wil vra met die totsiens sê, dat jy vir ons sal net 'n woord vir die mans gee, net iets gee, want ek dink vandag se tyd is dit waar hulle baie gekonfronteer word met wie ek is, en wat kan ek voorsien vir my gesin, veral as ek nie werk het nie, maar wat kan jy vandag vir hulle sê?
Baie dankie Janine. So as ek sommer in die kamera aan mag inpraat, wil ek jou graag bemoedig vandag wat kyk en jou net laat verstaan as ek mag dat die Here het jou regtig lief en hy weet presies wat hy besig is mee in jou lewe. Ek is deur hierdie hele proses wat ek nie genoem het nie, as ek 2 keer afgelê. Ek verstaan hoe dit voel om nie werk te hê nie. Ek weet hoe ontman ons as mans ook voel as dit gebeur. Maar dit wil ek vir jou sê, dat die Here het jou regtig lief, hy het sy oog op jou, hy het 'n plan met jou lewe, jy is genoeg in Christus, hy is genoeg in jou, en hy het regtig goeie planne vir hom. Neem hierdie tyd ook, al mag jy dalk nou stil sit vir 'n stadium, of vind dis in 'n tyd van beproewing, neem hierdie tyd, om nader te groei in jou verhouding met hom, en te verdiep in sy woord, en die koning en priester en profeet te wees, wat die Here jou gemaak het om te wees. Groot seën en sterkte, vasbyt en deurdruk, jy kan dit doen, jy is meer as oorwinnaar, deur Christus wat in jou leef. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available. This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of 3 volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of R200, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.